vanoggend so 'n bietjie van 'n teaching gee, en is nogal vir my belangrik, en is vir my een van die belangrikste onderwerpe in die woord van die Here. So 10 jaar gelede, een oujaarsdag aand, dek my vrou die nagmaaltafel daar agter in die kerk. As hy dek 'n lang tafel, waar die mense kan aansit aan hierdie tafel. En dit gebeur so, dat sy vol brode op die tafel sit, en sy maak dit 'n fraai, pragtige dek, soos die tafel vanmôre gedek is, dek sy die tafel, dankie vir die tafel, landleier. En die diens het in aanvang geneem, en dan kom 2 sulke jong manne ingestap, seker so 25 jaar oud. Maar toe die ouens inkom, toe sien ek hulle staan en slinger al klaar. Ek sê, hierdie ouens het al vroeg gekuier, dis oujaarsdag aand, is nou eers 10:30 in die nag. En hierdie ouens is al stikkend gekuier. En hulle sit daar agter, daar waar Steven hulle sit. En ons loof die naam van die Here, terwyl ons besig is om die naam van die Here groot te maak, sien ek dat hierdie 2 besope jong manne is Pinksterseuns. En ek besef, hulle ken die volheid van Jesus, want hulle sing saam, sonder om na die woorde te kyk, en ek besef, hierdie ouens weet waaroor Christendom gaan en waaroor Jesus gaan. Maar die een ou begin beweeg, maar hy beweeg in sy dronkenskap al nader na die nagmaaltafel toe. En toe hy by die tafel kom, vat hy die beker, en hy drink, en hy sit hom neer, en kliphard, sê vir sy pel, ons kan maar waai, dis net druiwesap. En hy vat 'n brood, en hy sit hom onder sy arm, en hy loop daar by die deur uit saam met sy pel. En wie die les wat ek daarin geleer het, is dat die tafel van die Here afgewater geraak het vir die wêreld daar buite, vir die kind van God. Die tafel dra nie meer sy krag nie. Die tafel se krag het nie verander nie. Maar skielik is dit so, dat die erns waarin ons nagmaal geniet, nie meer daar is nie. Daar was 'n stadium gewees, ek onthou as 'n jong man, as die mense by die nagmaaltafel gestaan het, het die trane geloop, want hulle het hulle self vereenselwig met die volheid van die Here. En nou, ek kan nie verseker, as ek sê, kom ons bedien onsself by die tafel, ag, hierso in hierdie ry is daar 'n gestamp en 'n gestoot, en dit is net 'n geskerts en is 'n snaaksigheid. En die erns van die tafel is nie meer 'n erns nie. Dit is net nie meer dieselfde nie. Tafel het nie sy krag verloor nie. Die tafel is nog presies dit wat dit was. En ek wil so 'n bietjie die tafel met die deurdraf. Een van die mooiste psalms in die woord van die Here, en julle kan hom met julle kop uitquoteer, en ek weet dit. Psalm 23, die 5de versie. Kyk, weet jy wat sê die woord van die Here daar? Psalm 23, die 5de versie. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestander. U berei die tafel. En Psalm 23 handel oor die tafel van die Here. Dit handel oor die volheid van die Here. U berei die tafel. En ons sal nou terugkom na hierdie skrifgie toe. U berei die tafel voor my aangesig. En daar is 'n klomp beloftes op hierdie tafel. En die oomblik wanneer ek deel is van hierdie tafel, word hierdie beloftes geaktiveer in my lewe. En as hierdie beloftes geaktiveer word, wat gebeur? Dinge verander, dinge gebeur. Is dit true, Pastor Michael? Halleluja. En die nagmaal het die Pasga vervang. Maar kom ons begin bietjie by 'n paar van hierdie beloftes van Psalm 23. Die Here is my herder. Wat sal my ontbreek? Niks, daar gaan geen tekortkominge wees by my herder, my God, my Heer nie. Geen tekortkominge nie. Niks sal my ontbreek
Heer. Jy is nie in 'n dorre streek nie. Jy is nie daar waar niks groei nie. Jy is in die weelde van die Here. Groen weivelde met waters waar hy vir jou rus gee. Hy verkoop my siel. Met ander woorde, my siel word aangewakker. My siel word wakker gemaak. Ek word verkoop, ek word 'n nuwe skepsel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam op vol. Spore van geregtigheid is die pad van die Here, die pad wat ek loop in die naam van die Here, geregtigheid. Hy lei my dat ek reg loop voor hom. Hy lei my dat ek 'n beter mens is. Hy lei my dat ek reg doen in die oë van die Here. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Met ander woorde, 'n plek waar dit donker is, 'n plek waar dit sleg gaan met my, 'n plek wat ek nie dink ek gaan weer die son sien skyn nie. Ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom sal ek nie bang wees nie? Want U is met my, U stok en die staf, die vertroos my. So die Here self vertroos my, my herder. Ek wat sy skaap is, hy vertroos my met sy stok en sy staf. En ons weet presies wat die staf van die Here gedoen het. Die Rooi See is gekloof en die Rooi See is oopgemaak. Dawid het leeu's weggehou met die staf tot beskerming. U vertroos my. Dit gee vir my veiligheid. Dit gee vir my berusting. Wat? Jesus, sy nabyheid. En dan die versie wat ons nou nog gelees het, die 5de versie. U berei die tafel voor my aangesig. Met ander woorde, hierdie tafel wat ek kan sien voor my aangesig is vir wie berei? Vir my. Die volheid van Jesus is vir my. Sy liggaam wat vir my verbreek is, dis vir my. Hierdie bloed wat gevloei het, is vir my. U berei die tafel teenoor my teestanders. So, my vyande, my teestanders, jammer vir julle, want die Here het vir my 'n tafel berei tot oorwinning. U maak my oë vet met olie, my beker loop oor. In die vorige jare, as jy jou hoof vet met olie gemaak het, was dit 'n teken van rykdom gewees. Was dit 'n teken dat jy geld gehad het. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. As jou beker oorloop, dan is dit meer as wat jy kan hanteer. Meer as wat jy kan gebruik. Jesus maak jou beker vol. Volgende vers in die 16 sê, nou, daar was op 'n stadium 'n grap rondom hierdie ding. Hulle vra, is daar iemand wat 'n koortjie op die hart het? En hy staan op en hy sê, ja, kan ons daai koortjie sing van die 3 slegte vrouens wat agter my aanloop? Hy sê, ja, ons ken hom nie in die kerk nie. Hy sê, ja man, dis surely, en is goodness, en is mercy, en hulle loop agter my aan. Afrikaanse vertaling is baie eenvoudig. En hierso, die heel eerste woordjie van hierdie vers is, net. Amen. Het jy dit al raak gelees? O, jy kwoteer dit uit jou kop uit, want jy kan hierdie hele skrif van vers 1 tot 6 kan jy ken dit uit jou kop uit. En jy kan hom op die mooiste manier voordra. Net goedheid en guns sal my volg, wanneer al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Halleluja. Goedheid en guns gaan my volg. Goedheid en guns gaan agter my wees, en ek gaan in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Tot 'n lengte van dae. Nie in die huis van die Here tot hy my gehelp het nie. Nie tot in die huis van die Here tot hy my gesond gemaak het nie, maar tot 'n lengte van dae gaan ek by die Here bly, gaan ek by hom skaar, gaan ek by hom wees. Halleluja. Beloftes wat op daai tafel is. Goedheid, guns,
Hy sê so baie duidelik in die woord, sy bloed wat vir ons gevloei het, sy liggaam wat vir ons geprys het. En soos ek net nog gesê het, die nagmaal en die Pasga gaan vervang. En voor die discipels, voor die volk uit Egipte uitgetrek het, voordat hulle uit Egipte uitgegaan het, moes hulle 'n lammetjie geslag het. Julle kan dit onthou, 'n lammetjie sonder gebruik. En dan het hulle die bloed van hierdie lammetjie gevat. En dan agter het broer Forsie op een stadium bedien, broer Piet Forsie, en hy daai voorstel daarso, en hy het ons op die muur vasgesit, het hy vir ons gesê, aan die deurkosyne, aan die bokant en aan die kante, is die bloed gesmeer. Nou wat gebeur, as ek daar instap, en ek is onder daai kosyn, is ek onder die beskerming van die Here, is ek veilig daarso. En met die Pasga saam, en die woord van die Here vir my geleer, dat die lam wat geslag is, moet ons die hele lam eet. Niks van die lam moet oorbly nie, ons moet die hele lam eet. Maar langs die lam saam met dit, het ek kruie gehad, bitterkruie. En die bitterkruie was 'n toonbeeld gewees van die slegte dae in Egipte, die bitterdae in Egipte, maar die lam wat soet is, het opgemaak vir die bittertye wat hulle deurgegaan het. Vanoggend vir jy sê, die bittertye, die trane van bitterheid wat jy huil, die lam is soet genoeg om daai trane weg te vat, halleluja. Terug te kom by daai dier. Het hy gesê, julle moet op die druppel bloed smeer. Kom op. Nee, want die bloed van die lam is nie om opgetrap te word nie. En baie keer trap ons op die bloed van die lam. Baie keer trap ons op die volheid van die Here. En sy volheid wat ons moet beskerm, dit gebeur nie meer nie. My liewe vriend, die bloed is daar vir u. Die bloed is daar vir my. God is groot. God is groot, halleluja. Here Jesus sê vir sy disippels, daar in Matteus 26, voor sy kruisiging, wil hy sy disippels by mekaar hê, en hy wil hulle 'n bietjie skool rondom nagmaal. En hy sê vir hulle, gaan julle so lank vooruit na Jerusalem. En as julle daar in Jerusalem kom, gaan julle daar 'n ou kry wat water kan op sy kop dra. En dan gaan julle na hom toe, dan sê julle vir hom, ons wil 'n plekkie hê, net 'n bietjie saam te eet. En toe hulle by hierdie man kom, en sê ons wil graag 'n plekkie om te eet, toe sê hy, my huis is net daar, en daarbo is 'n oppersaal, 'n bovertrek. En in my huis kan julle kom nagmaal hou, kan julle kom saam eet. My liewe vriend, het hy gesê, gaan sinagoge toe, gaan kerk toe. Nee, hy het gesê huis. Wat verhinder jou om in jou huis nagmaal te hou? Die huis is daar uitgesonder, gaan na die huis toe. Het is goed om saam met my broeders en susters nagmaal te hou, maar ek wil u bemoedig, so gereeld as wat jy kan, sê die woord van die Here, moet jy nagmaal geniet. Ons het daar by ons huis, het ons so 'n tafeltjie met 'n kanter, druiwesap, broodjies. En toe die kinders nog op skool was, het ons hulle geleer, voordat jy in die huis het gaan, beklee jou met die woord, met Jesus, sy liggaam, beklee jou met sy volheid, beklee jou, maak jou toe, onder die bloed van die lam, dan het hulle self bedien, en hulle is uit. Leer die gewoonte aan, om in jou huis, dikwels, deel te wees van Jesus. Jy raak deel van sy volheid. Ek lees daar in Exodus, en die opskrif van Exodus is baie mooi, en het gaan oor die Pasga. Het gaan daaroor dat Jesus hulle skool en leer hoe om die Pasga
Pasga te gebruik. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die jaar wees. Hierdie maand is die begin. Met ander woorde, wat het agter my gelê? Dit word nie meer oor gepraat nie, want ons gaan, die lam gaan ons deel van ons lewens maak, en dit wat agter my is, gaan ek nou agter my sit, en ek gaan nou nie meer daaroor bekommerd wees nie, want dit is 'n nuwe maand. Die dag die jy jou hart en lewe vir die Here gegee het dit agtergebly, en 'n nuwe maand het aangebreek in jou lewe, en nou kom die vyand na jou toe, dan sê die vyand, jy's die ou wat nie die bottel kan uitlos nie. Jy's die ou wat nie vrouens kan uitlos nie. Jy's die vrou wat jou man verneek. En dan kom hy met al verneek het. Dan kom hy met al die goed na jou toe. My liewe vriend, hierdie moet die begin van die maand wees. Jy moet dit agter jou sit. Dit is vergete. Dit is ou nuus. Want Jesus het vir jou 'n nuwe begin gegee. Halleluja. Die bloed is wonderbaarlik. Jy sien, wat gebeur as dit nou is dat ek hierdie broer se neus gaan breek? Hy gaan nie met my baie gelukkig wees nie, en ek gaan dit ook nie doen nie. Maar jy sien, as Gys nou vanmôre 'n wit hemp gehad het, en die bloed het op die wit hemp geloop, en sy hele wit hemp is beskadig deur die bloed. En ons vat daai hemp en ons gooi hom in die wasmasjien en ons gebruik surf en Omo en Ariel en jy noem dit. Daai bloed kom nie uit nie, want hy's gevlek. Daai bloed het dit gevlek. Maar jy sien, die Here het vir jou, die dag toe jy jou siel gered het hy vir jou 'n kleed van die heerlikheid aangetrek. 'n Spierwit kleed. En weet jy wat sê hy? Sy bloed verwyder die vlekke. Sy bloed reinig. Sy bloed maak skoon, halleluja. En sy bloed is die bloed wat jou van alle ongeregtigheid reinig. Daar was surf en al die waspoeiers en die kan doen nie. Jesus se bloed maak skoon. Jesus se bloed beveilig. Jy weet dat die bloed van die lam jou veilig hou, jou beskerm. Wow. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik dat die bloed daar is vir jou nie? Jy sien, op hierdie tafel is daar grootheid en oorwinning. Toe die disippels aan tafel gesit het en Jesus sluit by hulle aan, soos vanoggend is hier nie 'n lam op die tafel nie, maar die lam is teenwoordig. Halleluja. Die grote God is teenwoordig in sy volheid. En hy sê vir sy disippels, kyk, my liggaam, wat vir julle verbrys sal word. My liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Om net daarna stukken geslaan te word, verbrysel te word. Hoekom? Sodat daar vir jou genesing kan kom. En hy sê sy bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament, bloed wat reinig van alle ongeregtigheid, die bloed wat beskerm, die bloed wat veilig hou, die bloed wat bewaar. En vanoggend besef jy dit dalk net nie. Jesus het iets wonderliks hier gedoen. Jy het geen kans om ooit in hierdie lewe aan Jesus persoonlik te gevat het nie. Jy het nie 'n kans daartoe nie. Maar my liewe vriend, jy besef nie dat jy vanoggend aan Jesus vat, want hy sê dit is sy liggaam
En nou het jy kontak met Jesus, halleluja. Jy het kontak met sy bloed en jy vereenselwig jou met die koning van alle konings, halleluja. En op hierdie tafel is daar oorwinning. Op hierdie tafel is daar blydskap. Op hierdie tafel is daar vreugde. Op hierdie tafel is daar genesing. Op hierdie tafel is daar oorvloed. Oorvloed van alles in jou lewe. Want hy is die God van Psalm 23 wat sê, jou beker loop oor. En ek wil vanoggend hê dat die erns van hierdie boodskap sal neem. En as jy nou, as ek sê, kom bedien jouself by die tafel, kom in die waardigheid. Baie ouens sê, ek is onwaardig om aan die tafel te sit, want ek het dit en dit en dit gedoen. Het ons nie in Exodus gelees, dat dit 'n nuwe begin is nie? Hoekom moet jy nou die ou goed in jou lewe voor jou gooi, en nie deel wees van Jesus nie? Hoekom moet jy dit voor jou gooi, en nie kontak maak met die koning nie? As jou naam koningskind is, en die Here is jou herder, dan is jy mos deelagtig van Jesus se liggaam. Is jy mos deel van Jesus se liggaam. Ek hoop vanoggend dat hierdie lering rondom die tafel vir iets inhou. Dat jy hierdie tafel met waardigheid gaan gebruik. En as jy deel raak van Jesus, en jy kom in kontak met hom, en jy is siek vanmôre, dan sê jy, Jesus, vat die liggaam, maak die liggaam deel van my lewe, want daar is genesing in. Halleluja. En as dit so is dat jy beskerming en bewaring nodig het, die bloed is daar. En ek sê dankie vir u daarvoor. Musikante, sal julle asseblief net by die instrumente kom en vir ons oor die bloed van Jesus. Oor die bloed van Jesus. Wil jy vanoggend bemoedig, kom met waardigheid na die tafel toe. Elke keer as jy kontak maak met die koning, kom met die volheid en sê, ek gaan nou met Jesus, my koning, kontak maak. Ek gaan nou sy liggaam, gaan ek in my liggaam insit en ek gaan deel wees daarvan. Sy bloed gaan ek in my liggaam insit en ek gaan deel wees van die koning van alle konings. Halleluja. Ek het verborre, sien ek uit om aan die tafel te gaan sit. Sien ek uit om weer deel van Jesus se volheid te wees. Hy is teenwoordig, my liewe vriend. Hy is teenwoordig vanmôre. Hemelse God en Vader, vanoggend bid ek U, dat vanoggend by hierdie tafel oorwinning gaan plaasvind. As die mense hulle lippe aan die broodjies sit, dat hulle U volheid sal ervaar, dat hulle sal ervaar dat U deel raak van hulle, dat hulle omstandighede verander, en sou dit wees, Jesus, dat hulle hulle mond aan die kelkie sit. Vader, dat die reinigende bloed van Jesus deur hulle sal vloei tot beskerming, tot bewaring, veilig sal hou. Dank in naam van Jesus. Amen. U is genooi om waardig by die tafel te kom aansluit. Mama, papa, jy bedien jou kinders, kleinkinders, jongetjies. Kom bedien jou familie. Maak hulle deel van hierdie tafel.